Voorware voorreg om vanmôre saam met jou verder te kuier, en ek wil vanmôre vir jou vra, waarop fokus jy? Ek is Rinus van Sion in Parys, en ek lees vir jou vanmôre in 1 Johannes 1 vers 5, wat skryf Johannes? Dit is dan die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle meedeel. God is lig, en daar is hoegenaamd geen duisternis in hom nie. Mense wat depressief is in hulle geestelike lewens, omdat hulle dink dit is so moeilik om 'n Christen te wees, pas nie by ware Bybelse Christendom nie. Want Johannes sê, daar is geen donker kant aan God nie. Daar is niks negatiefs omtrent hom nie. Daar is nie 'n gemeene been in sy liggaam nie. Daarom is 'n suur, somber, donker en mismoedige Christen 'n oksimoron, 'n teenstrydigheid van terme. Wag 'n bietjie, sê jy, was Jesus nie 'n man van smarte nie, volgens Jesaja 53 vers 3? Ja, Jesus het oor Jerusalem geween in Lukas 19 vers 41. Hy het by die graf van Lazarus geween in Johannes 11 vers 35. Maar wanneer Jesus egter geween het, was dit altyd verander. Wat van toe hy in die tuin van Getsemane geween het? Die nag voordat hy in die kruis sou gaan, het hy bloed gesweet. Nie omdat hy verskrik was van die pyn vir die kruis, die bloed oor sy gesig sou loop, of die karwats wat sy rug sou oopklowe nie. Jesus was amper letterlik doodbang vir die gedagte dat hy tydelik van sy Vader geskei sou word, wanneer hy namens ons tot sonde gemaak sou word. Wat as ek nie die rekening kan betaal nie, wonder ons? Wat as ons motor nie werk nie? Wat as ek 'n geliefde verloor? Wat is die volgende? Wie anders? Dit is die dinge wat ons bang maak. Maar skeiding van die Vader, ons dink nie eers daaraan nie. Mag God ons genadig wees. Ons is doodbang vir al die verkeerde dinge. Vanmôre wil ek vir jou sê, ons fokus op die verkeerde goed. Mag ons fokus in hierdie dag God wees, sy teenwoordigheid in ons verhouding met hom. Die Here seën jou. Amen.